Spreuke 31 is nou die gedeelte wat ons na kyk vanmôre, maar ons dink vanmôre aan ma's. Hoekom? Okay, dis Moedersdag, dit is so, maar ek kry die gevoel dat ma's baie keer voel asof hulle nie veel werd is nie. Ek kan onthou dat my ma baie keer, as ek nou, miskien omdat ek in my tienerfase was, ek weet nie hoe gaan dit by julle is nie. Tieners maak my nogal moeg, maar ek my ma onthou dat my ma baie keer moedeloos was en bekommerd was oor ons. Dit was seker maar haar rol. Maar ma's dink ek is nou nie 'n ma nie, maar dink ek voel baie keer hulle is nie goed genoeg nie. En dis nie waar nie. Ek wil julle is kosbaar. Vir my is die mooiste gedeelte wat die Bybel vir ons sê, is dat God sê, hy is na ons beeld gemaak, en as ek na 'n vrou kyk, dan dink ek het God regtig waar baie pret gehad toe hy die vrou gemaak het. In alle opsigte. Vrou uiters uniek, spesiaal, kosbaar. Hulle wys iets van God se hart. Maar die wonderlike, as die Bybel begin praat oor vroue, dan is die beeld wat jy van vroue kry, alles behalwe net volmaakte, regop tannies met hoedjies op, wat op pad is kerk toe. En ek is wel vanmôre so 'n paar teksgedeeltes of 'n paar vroue in die Bybel gaan uitkrap en bietjie net gaan kyk na hulle. So ek gaan julle 'n klomp name noem, en as julle 2 van hulle onthou, dan is dit goed. Want vroue in die Bybel het verskillende rolle gehad. Vroue het die rolle verskillend uitgevoer ook. Vroue was altyd mense wat geleef het as geskepsels na God se hand. Maar vroue was mense wat baie keer vir ons gewys het hoe lyk die liefde, onvoorwaardelik. As ek aan 'n vrou dink, dan dink ek ook aan hulle moederlike instink wat inskop op 'n manier wat van 'n dogter 'n ma maak. Dis van die goed wat 'n mens net, jou mond hang net oop. God het hulle uniek gemaak. Ek dink in die eerste plek, sommer buiten ons vroue, staan een vrou altyd vir my uit, en dit is Sint Augustinus. Hy was 'n groot kerkvader gewees in Afrika. Hy was 'n wonderlike gelowige man, en hy het 'n invloed gehad op die Vatikaan en al die dinge. Hy het nou nie paus geword nie, maar hy was baie bekend in Augustinus se ma, en hy vertel ook dat hy 'n onwettige mannetjie was. Hy was met vroumense die mekaar op 'n verkeerde manier, hy het gesteel, maar sy ma het aanhou glo dat hy 'n goeie mens is, en sy het aanhou bid vir Augustinus. En eers op sy 33ste verjaardag in daai omgewing tot Augustinus tot bekering gekom. 33 jaar oud. En toe hy tot bekering kom, toe sê hy kom tot bekering want hy het 'n ma wat vir hom aanhou bid het en wat aanhou glo het in hom. Dis een voorbeeld van 'n ma. Die eerste ma se maaskap lyk my nie so suksesvol nie. Voel tog Eva het nie 'n rolmodel gehad nie. Maar Eva, as jy nou mooi dink, Paul, die 2 manne wat sy in die wêreld gebring het, in die eerste plek nie Adam en Eva nie, Kain en Abel. Wat maak Kain? Hy slaat vir Abel dood. So sy het 1 seun gehad wat 'n moordenaar was en 1 oorlede seun. Nie jy's 'n goeie trek rekord vir die eerste ma nie, né? Die tweede ma waaraan ek gedink het, was Hagar. Onthou julle vir Hagar? Hagar was die Egiptiese slavin wat vir Abraham, die vader van alle gelowiges, 'n kind gegee het omdat Sara vir hom nie 'n kind kon gee nie. Hagar. En toe Hagar die kind kry en Sara raak swanger en sy het ook 'n kind, toe jaag Abraham op Sara se versoek vir Hagar weg. Kan jy dit glo? Die vader van alle gelowiges, oor wie die dominee so 'n preek uit hulle hart uit, dat het my die week weer geslaan. Abraham, die vroom Abraham, die een met wie God persoonlik praat, jaag net sommer iemand weg. Net omdat sy vrou ook 'n baba gekry het. Hagar het 'n rol gespeel ten spyte van dit. Sara, Abraham se man, Abraham se vrou, Sara, toe die engele vir Abraham kom besoek en vir hom sê, jou vrou wat 100 jaar oud is, so by the way, so vrouens, julle kan nie klaar, julle is oud nie, 100 jaar oud is, toe hulle sê, Abraham, jou vrou gaan op 100-jarige ouderdom, gaan jy 'n kind kry, toe lag sy, en toe sy lag, toe hoor die engele dit,
en hulle vra vir haar, is iets te buitengewoon vir die Here? Niks is buitengewoon of onmoontlik vir die Here nie, so sê Maria later. 'n Volgende ene wat ek gedink het aan, onthou julle die vroutjie wat in die kerk, in die tempel gaan bid het, en toe Eli was die hoëpriester gewees, en Eli het vir haar gesien kniel daar, en hy het al gehoor, want sy het geklink soos 'n dronk vrou, en toe gaan sê hy vir haar, hey, wat maak jy hierso? Is jy dronk? Sê sy, nee meneer, ek is nie dronk nie, ek smeek by die Here, dat die Here vir my 'n kind sal gee, ek is onvrugbaar. En haar smeking by die Here gehoor, en die Here het vir haar 'n kind gegee, en toe sy die kind kry gesê, ek het die Here beloof, ek sal hom gaan gee vir die tempel, en op 12 jarige ouderdom, as ek reg is, 12 dink ek dink hy is 90% reg, ek kyk vir Isabel, want sy is gewoonlik skerp met dit, hy was 12 dink ek, nee, maar klein, toe vat sy vir hom tempel toe, en sy gaan gee hom vir Eli, en sê, ek het hom van die Here afgebid, nou gee ek hom terug. Die een ander voorbeeld wat in my kop gekom het, was Farao se dogter. Nou jy nog die storie van Moses wat as die Farao bekommerd is, dat die joetjies te veel raak, dan sê die Farao, maak al die klein seentjies dood, tot en met 2-3 jaar oud, maak hulle dood. En dan kom Moses se suster, en sy gaan steek hom weg tussen die bissies. En dan kom die Farao se dogter, en sy kom bad, of kom swem, of wat ook al daarso, en dan sien sy hierdie mandjie, en sy sien dis 'n kindjie, en dan besluit sy om die babietjie te hou, ten spyte van haar pa se reëlings, wat gesê het, Egiptiese of nie, Israelitiese babietjies moet doodgemaak word. En dan hou sy vir Moses, en dan maak sy vir Moses groot, en sy reël ook dat Moses se ma, op die ou einde is 'n lang storie, Moses se ma mos vir hom kom groot maak, maar as dit nie vir die Farao se dogter was nie, het Moses nie gelewe nie. 'n besonderse vrou, uniek, iemand van wie jy dit nie sou verwag nie. 'n ander een is een van my gunstelinge, wat ou Dawid is 'n gunsteling van my. Onthou jy nog vir Batseba? Die tannie wat bad op die bad, of op die dak van haar huis, sodat die koning haar kan sien. Nee, hy het nie verkykers gehad, hy kon gesien het wat hy gesien het. En dan laat kom hy vir haar vir 'n kuiertjie, en dan hou hy so baie van haar, en dan laat vermoor hy haar man. En as die man vermoor is, dan reël hy dat hy met haar trou. En Batseba, met een van die groot leiers van die Bybel, een van die groot leiers in die Bybel, moet sy groot maak. Batseba, die vrou van Dawid, en Salomo, die kind. Mense sou dit nie dink nie. Ek wil, dis 'n tannie wat 'n mens oor verkeerde gedagtes het. Die beeld wat jy van haar het, is nie een van, dat sy nou 'n goeie ma sal wees nie, maar sy is 'n goeie ma, want kyk hoe draai Salomo uit. 'n ander een wat ek kan dink is Rebekka, die vrou van Isak, ma van Jakob en Esau, 2 woelige manne, jy ken die geskiedenis van hulle. En Rebekka, wat ook op 'n unieke manier by Isak uitgekom het, maak hulle groot. En dan die koningin van vroue in die Nuwe Testament, Maria. Maria, jy gaan swanger word sonder dat 'n man by jou is. Die Here gaan by jou wees. Die Here gaan dit voorsien. En Maria sê, laat dit so wees soos wat die Here beveel het. Vir die Here is niks onmoontlik ook nie. Maria maak die Messias groot. Doodgewone tienerdogter. Dit waaroor ons agter die hand praat, het jy gehoor, Sophie se kind het alweer 'n babietjie. 'n tienerma wat die Messias groot maak. Ek dink aan Elisabeth ook, haar suster. Sagaria was haar man. Sagaria, toe die Here ook, hulle kon ook nie kinders kry nie, en toe die Here vir Sagaria kom sê, jou vrou gaan 'n kind kry, toe lag hy. Dieselfde as wat ons gelees in die Ou Testament. Hy lag, en toe sê die engel vir hom, omdat jy gelag het, sal jy vir 'n jaar lank, tot die babietjie gebore word, sal jy stom wees. Ek dink, en daar is nie meer baie laaste 2, die Senamitiese vrou by die put,
Wat se ma sou sy gewees het? Die ma wat daar kom sit het en toe Jesus kom water skep, toe begin met haar gesels en dit kom uit, sy sê, ek het 6 mans al gehad. Ongelooflik. En toe dink ek maar net myself in, iemand wat nou al so baie ondervinding het, hoe hard loop daai kindertjies nie rond in die dorp nie, want ma fooi tog is besig met ander aktiwiteite. Sy word genoem in die Bybel en daar word goed gepraat oor haar. Ek dink aan Louise en Eunice, die ouma en die ma van Dominee Paulus se handlanger wil ek amper sê, Timotheus, klein Timotheus. Timotheus maak dit in die bediening, omdat Paulus skryf en sê, jou ouma en jou ma het 'n rol in jou geloofslewe gespeel. Hulle het vir jou geleer van die gees van God, van Jesus se verlossing, jou ma en jou ouma. Die laaste een wat ek sommer net aangedink het, was Johannes. Johannes wat 'n ma kry terwyl Jesus sterwend aan die kruis is, sê Jesus vir hom, daar's jou ma, vrou, daar is jou seun. Hoekom noem ek al die klomp name en ek kan nog baie genoem het? Vriende, die Here het vroue uniek gemaak, besonders gemaak. Jy is nie soos jou buurvrou nie, jy is nie soos jou suster nie, jy is nie soos die familielid nie, jy's uniek, jy's deur God geskape en jy's gestel in jou beroep, wil ek amper sê, as vrou, as ma, daar waar jy is, daar waar jy nou woon, daar die Here jou nodig en ek is uitgesproke daaroor, Here, daaroor vriende. Ons vergeet dat ons deur God geroep is en deur God geplaas is op plekke waar hy ons nodig het. Op Moedersdag dank ons die Here daarvoor. Moeders wat op Moedersdag vir ons herinner daaraan dat hulle iets van God se hart wys. Ek het vanmôre vir jou een opdrag. Maas, vroue, gaan wees 'n moeder. Gaan wees dit wat die Here jou na toe geroep het. En daar maak dit my altyd so te vieste in as vroue probeer om soos mans te wees. Ek het dit al so baie gesê. Maar vroue, as julle die vroue soos wat die Here julle gemaak het, draai julle in elk geval die mans om julle pinkie man. God het julle uniek, besonders, stil, maar ook met 'n groot mond as dit nodig is, maar besonders na God se beeld gemaak, omdat hy jou wil gebruik tot eer en uitbou van sy koninkryk. Mag dit vandag 'n geseënde dag wees en mag jy dit geniet om terug te dink aan vroue wat die Here gebruik het in jou lewe. Amen. Here, ons kom vandag na U toe en ons kom sê vir U dankie vir moeders, vroue wat U in ons lewens ingestuur het. Dankie dat U vir ons baie keer weier as ons eie gesinskring geseën het met vroue in ons lewe. 'n Suster, 'n tannie, 'n onderwyser. Here, ons wil vir U dankie sê dat U vir hulle met hulle geloof en met hulle liefde gerig op U vir ons begelei het. Seën elke vrou vandag met rus en met vreugde en bevestig aan hulle dat U hulle werk raak sien. Gebruik hulle om ligdraers van U liefde en van U trou te wees. Amen.